Ek dink gisteraan daaraan dat, ek voel baie keer ek kan net vasdrap, hardloop in 'n rigting en myself op isoleer ernstig. En I don't know, wat ook al hier op my hart sit, net dit doen. Maar hy het nie ons performances nodig, dis waar. Okay, as I, Phila, you got 3 minutes to 5 minutes to tell us about Lesotho. You can speak English or Afrikaans. Thank you. Ek wil net sê, almal moet ten minste een keer in hulle lewe soos dit beleef. Jy besef wat jy alles het, hoe dankbaar jy moet wees en hoe jy kan die minste het en nog steeds die liefdevolste persoon wees. Daar was 'n geval wat ons opgegaan het in 'n village en dit was vir my die mooiste, waar daar 'n groep kinders was en hulle sê so, okay, ek is die jongste, ek moet bid oor hulle en ek begin huil want dis so hartseer om te sien hoe hulle net soos lewe en dis vir hulle okay. En ek begin huil en dan kom 'n klein seentjie na my toe en hy pat my so op my rug. Hy sê, dis okay en hier is ek om vir hulle liefde te wys en hulle doen dit toe vir my. En jy dink jy gaan om hulle lewens te verander. Ek beloof jy verander dit, maar hulle verander jou lewe soveel meer. En die feit dat van hulle vir jou vra, dis Jesus, who is he? Die feit dat hulle soos met jou kruisnekles wil speel en hulle wil weet wat dit beteken. En hulle het rarig net die mooiste harte. Hulle bewys liefde meer as wat ons ooit kan, maar die belangrikste wat jy leer is, wees dankbaar vir wat jy het. Jy het baie meer as wat jy dink. En dis belangrik om in alledaagse lewe toe te pas. Jy moet dankbaar wees in alles. En God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. Onthou dit net. Okay, ewen nie slegte goedjies. Dis okay. Alles gaan okay wees en jy moet net dankbaar wees daarin, want alles gebeur altyd vir 'n rede. Amen. Ek wil vir julle nou sê, ek het die voorreg gehad om Phila se pa in my gemeente te hê. En Phila, dankie dat jy nie so stubborn is en so moedswillig is en laat kom. En gister ry ek so en dit kom by my op en ek dink tog al aan hom, maar hy is seker nou nie meer laat altyd nie. Maar toe dink ek, om 10 minute laat by 'n plek te kom, kan jy net jou mind change en dan kan jy 10 minute voor die tyd by 'n plek kom. En ek dink dit is nogal vir almal hier. Ek ry gister en ek besluit om dit te sê. 10 minute, en dis nie op Chris gemak nie, dis sommer op klomp mense gemak. As jy 10 minute altyd laat by 'n plek kom, change your mind en kom 10 minute voor die tyd by 'n plek uit. Dit bly dieselfde. Hoekom? En dan bou jy 'n beter karakter en mense kyk anderster na jou toe en daar's meer geloofwaardigheid. Ek weet nie hoekom sê ek dit is jy altyd laat. Okay. Gee haar 'n lekker hande klap. Dit was nou nie op haar gemak nie. Chris, ek is baie trots op Phila. En so glo ek is baie. En ek glo jy natuurlik. Jy is 'n ou wat op Facebook skroom om jou kind op te lig en dit is wonderlik. Prys die Here. Nou ja, Chris, wil jy iets gesê het? Okay, dan gee ek hier oor. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. In the name of the Lord. Clap your hands, hallelujah. Clap your hands, hallelujah. Clap your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Stamp your feet, hallelujah. Stamp your feet, hallelujah. Stamp your feet, hallelujah. In the name of the Lord. Stamp your feet, hallelujah. Stamp your feet, hallelujah. Stamp your feet, hallelujah. In the name. Clap your hands. Clap your hands, hallelujah. Clap your hands, hallelujah. Clap your hands, hallelujah. In the name. We come up for you, Ruben. Jump up and down, hallelujah.
Jump up and down, hallelujah. Jump up and down, hallelujah. In the name of the jump up and down, hallelujah. Jump up and down, hallelujah. Jump up and down, hallelujah. In the name of the Lord. Let's make a train, hallelujah. Let's make a train, hallelujah. Let's make a train, hallelujah. In the name of the Lord. Let's make a train, hallelujah. Net daar waar jy is, vertel hom hoe lieflik is hy vir jou. Halleluja. Jy is die blinke môrester. Jy is die lelie van die dale. Hy is wonderlik. Hy is 'n rots, sy skaduwee op 'n groot in die woestyn. As my voete warm is, hardloop ek na daardie skaduwee. Hy is God. We want your glory, Lord. But we don't only want your glory. We want you. Personally. We don't only want money. We want you. Ons soek nie net genesing nie, ons wil U hê. Ons soek U, Here. Ons soek nie net U hand nie. Ons soek U hart. In Jesus naam. Kom ons sit maar. Dankie. Ezra Strauss, evangelis toekomstige Ezra Strauss, kom gou hier. Bring een vir my die oliebottel. Man het groeipyne, glo ek. Ek weet nie, het hy seer gekry met speel nie. Sy linkerbeen bly, nee, watter been? Regterbeen. Bring vir my die olie, dankie. Ja, goeie. Rooi is Ezra Strauss, toekomstige evangelis. Ek sal vir jou, Vader, in die naam van Jesus Christus, hierdie been wat hom so truiter nou vir 'n dag of 2, in die naam van Jesus, gebied ons hierdie pyn weg, en laat hy totale genesing kry, in Jesus kragtige naam, deur die wonde van Jesus, daar waar die spies vir Jesus in sy sy gesteek het, daar die wond van Jesus, bring genesing oor hierdie been nou in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here eer. Hoe voel hy? Sê, hoe voel hy? Nog 'n bietjie. Pyn of nie? Tel my. Toe maar. Hy is nog so krippelerig, hy sal regkom in Jesus naam. Ek gaan nou vir Maritza gee om voor te stel. Ek wil net vinnig deel wat God met my deel die laaste tyd, of hy deel al jare met my, maar die laaste tyd raak dit nou ernstig. Ons moet sy glorie hê. Ek sien een nou sê, daar hou op die Amerikaanse godsdienst najag. Luister hier, as dit Amerikaanse of Russiese godsdienst is, om my God se glorie te wil hê, dan wil ek dit hê. Maak nie saak nie. Maar in elk geval, ons moet nou, ons gaan uitreik, ons gaan klomp dinge doen, maar jy kry dit in sy teenwoordigheid, gee jy die opdragte. So ons gaan konsentreer hierop, om die glorie van God, sy heerlikheid, sy presence, hy moet self hier wees, nie net sy glorie nie, hy moet hier wees. Nou, deesdae weet ou nie wat is AI getuienisse en wat is wat nie. Maar terwyl ek bid, sien ek hierdie frase, maar die oud self gepraat, 'n marine van Amerika, wat nou gebeur het, nou 2 weke terug. En hy het 'n doods ondervinding gehad. En die laaste woorde toe hy by Jesus wegstap, toe sê Jesus, ek sien baie mense wat saamkom in regions. Onthou, dit was altyd in hierdie dorp sal die herlewing plaasvind. In hierdie provinsie sal dit plaasvind. In hierdie land sal dit plaasvind. Hoor wat sê Jesus. En as dit Jesus hoor, met my dit gestrook. Ek het gebid en sê, Here, as dit nou nie U is wat dit gesê het nie, ek maak dit my U woorde. Sê vir my as dit anders is, ek het vrede gehad dat dit so was. Hoor gou mooi. OK. As dit Jesus is, of het ek glo dit is sy woorde, het hy gesê,
there will be in every region a place where his presence will manifestate nou. In every region, dit maak die dinge bietjie, mense het altyd gevlieg na die land toe, waar 'n pastoor gebid het en die dinge het gebeur. Dan het die herlewing in die Azusa straat uitgebreek, dan het dit daar. Hoor wat ek sê vir julle, en ek het gister begin met dit, in every region, ons region, gaan daar 'n plek wees, waar hy manifesteer. Nou ek is baie jaloers, dat het nie hier moet wees nie. Hy besluit, God besluit. Maar om dit te kry, kan jy nie agteroor sit. Jy moet sy aangesig soek. Nou ek sê nou vir jou, ons gaan instel, ek sal julle laat weet van wanneer af, ons gaan, hier word elke dag gebid en goed, maar hier gaan 5:00 Dinsdagoggend 'n gebed begin, maar niemand is verplig nie. Niemand gaan verplig wees nie. Inteendeel wil ek nie hê iemand moet kom, as hy voel hy word gefors nie. Al is dit soos ek en Chris, 3 jaar het ons alleen sit te bid, en die Here het sy presence daar uitgestort. Ek wil hê, hierdie is my soveel dringender as ooit tevore in my 33 jaar in die bediening. As Jesus voor daai marine gestaan het, die seun van God, en hy het hierdie woorde gesê, in every region, gaan ons 'n plek hê, waar die presence of God gaan kom. Dit beteken nie, dis nie in die ander plekke nie. God se presence, met Moses sê hy, oor 3 dae gaan ek julle besoek. Hy was heeltyd daar. Dis 'n special besoek. Ek gaan julle oor 3 dae besoek, was julle klere, en doen dit in die Ou Testament. Wat hy deesdae bedoel is, kry jou hart skoon, want ek gaan julle besoek. Nou ek gaan nou vir julle sê, as dit begin, gaan dit nie stop nie. Dit gaan ons program ook hier change. Ons gaan, dink ek, nie 'n program hê nie. Mense gaan stroom, ons wag al lank vir dit, en dit gaan nou begin uitstort. God het ons kans gegee om ons kamers reg te kry. Hy het ons kans gegee om ons goed te doen. Nou gaan hy dit doen. Hy gaan hulle stuur. Ek sê nou vir julle, hier is wonderlike dinge aan die gang. By dit het Jesus die volgende gesê. Daar sal 'n klomp wees wat my mooi dien. 'n Klomp steeds wat my nie dien nie. En hoor gou voor die graf al sê, en ek is klaar met hulle. Ek is klaar met hulle. Daarom het ek gesê, die een wat gaan kom hier 5:00, Dinsdagoggende, tot 6:00. Ek soek nie iemand wat ek moet beraad hierdie. Ek soek nie iemand wat ons met olie moet salfie. Nee, alles gaan oor hom. Net oor God se presence. Nie oor 'n mens wat nou moet bekeer. Ja, gaan nie uitnodiging wees nie. As genoeg sukkeltye. Ons deel God te veel, dat ons alright raak. Terwyl dienste eintlik aan hom moet behoort. Is ons meer oor ons gepla, en ons dingetjies, en ons moet geld hê, ons moet 'n profesie kry, ons moet dit kry, ons moet dat kry. Dit moet nou 'n slag begin gaan oor hom. Ons sê met ons mond, dit gaan oor hom, maar dit gaan nie, dit gaan oor jou sak, oor my sak. Dit gaan oor hier in ons agterkop, wat kan ek kry? Let we start, it must be all about him. So, hierdie is net die begin. Daai uur gaan daar nie gepreek word nie. Ons gaan die uur daarna oopmaak. Vir mense wat wil geleer word om te bid. Want ek soek nie plastiek, ek sluit hiermee af, gebed. Die Here het met my 3 weke terug gedeel. En ek het ook in daai trap al baie geval. Ons kom by ons Pinksterkerke, en dit moet opgeneem word. Ons kom by ons Pinkster charismate, dis lekker om by ons te wees. Maar ons het 'n ding. As die mense begin bid in die kerk, dan het ek al my rympie reg, en ek vlie weg. En ek het ook maar my rympie gehad, alle jare, in die kerke. En al sê jy nie, jy perform nie, en jou agterkop perform julle onder mekaar daarso. En dit gaan nie oor God nie. En die ander een is heel stil, en dit soek God nie. Hoor nou mooi vir my, dis arrogansie. As dit gebedstyd is en jy weier om te bid, dis arrogansie.
want hy wil aanbid word. Maar wat ek wil hê, ons moet 'n bietjie 'n anderster gebed hê. Ons sal saamkom in Kliphart uit die woord uit, elkeen gaan voorberei wees lees. Jy gaan nie vertel wat gaan in die woord aan nie. Jy gaan 'n psalm lees en dan gaan ons bid en hom net prys. Want ons het te veel geleer. Nou moet ons bid. Daai ou gaan my hoor, ek bid nie. Daai ou gaan my hoor, ek is nie so nie. En ons gaan 'n bietjie afgooi daai goed. Vergeet ander mense en dit gaan oor hom gaan. Hier gaan die mense nou vanaf regkom, verander. Dit is waar die dinge gaan gebeur. Maar ons gaan nie in daai uur mense bedien nie. Dankie. So begin dit in jou, in every region. Vergeet van 'n dorp, vergeet every region in the world. Elke region gaan daar presence wees. Okay. Môre julle, ek groet julle in die naam van ons koning Here Jesus Christus. En ek hoop julle het 'n wonderlike diens vanoggend en dat die grond voorberei is en ons vertrou die Here daarvoor. Ek wil net so kortliks vir Ruben voorstel. Ek het nou al vir meeste van julle hierdie week aan hom voorgestel. Maar toe ek nou weer sit en dink, Here, weet wat kan ek sê? Dis al iets wat my opgeval het. Ruben het baie prestasies, maar die eerste ding wat ek toe aan gedink het is hy is 'n regverdige aan die brand Godsman en kind van die Here, wat regtig groot werk doen vir God. En dit het my opgeval, want soos ek sê, hy het baie ander prestasies wat ook goed is en wat mense sal dink, wow, baie keer as ons in die wêreld is, as ons hierdie goed hoor en ons hoor van die goddelike deel, dan is dit nie vir ons so belangrik nie, maar ons wat kinders van die Here is, as so iets uitstaan, dit is die belangrikste ding. So ek wil dit sê, hy doen regtig baie groot werk in Appington rondom die gemeenskap, van jonk tot oud, jy kan sien, ek is ook by hom, hy gee opleiding, atletiese opleiding, ek weet nie, sportopleiding, ek weet nie eintlik hoe mense dit nou sal bewoord nie, hy kan nou vir 'n bietjie meer vertel, ek kan al kortliks ook net vir julle vertel hoe die Vader hom geroep het tot dit, want dit is sy calling, soos ek sê, hy was 'n Olimpiese atleet gewees, en in hindernis, ons het al met julle gepraat vir die week, in hindernisbaan, ek dink julle almal weet nou al wat dit is, en ja, skus man, en hy is geroep om met die mense en die kinders en so te werk, en ek was nog nooit daar gewees, wat hy nie 'n woord gehad het vir ons nie. So, ek wil julle moet vir hom almal 'n lekker handeklap gee, om hom te verwelkom, en die Here seën. My heart rejoice. Is so lekker om 'n kind van die Here te wees. Ek het net lus om te sing. Regtig, ek het net lus om te sing. Vader God is waardig om geloof en geprys te word. As jy 'n swaarmoedige ding het, is lewe en lewe in oorvloed. Here Jesus Christus, sy lewe is lig. Ons is nie onseker in sy teenwoordigheid nie. We are sure. Die Bybel sê vir ons, a double-minded man is double-minded in all his ways. Daar is hierdie dringendheid in my gees, om net meer en meer van die Here te wil hê. Net meer en meer. En it's amazing hoe Vader ons geeste connect. Roy het nou gepraat van, show me your glory, but more than that, I want all of you. En dis die cry van my hart. Baie keer in my gebedsuur of wanneer ek loop ernstig, dis dit die uitroep. Here, meer van U. Nie eers hierdie tydelike dinge meer nie. Ek dink gisteraan daaraan dat, ek voel baie keer ek kan net vasdrap, hardloop in 'n rigting en myself op isoleer ernstig. En I don't know wat ook al hier op my hart sit, net dit doen. Maar hy het nie ons performances nodig, dis waar. Right. Ek besef net so meer en meer en meer die goedheid van die Here. En
hoe ons dit baie keer for granted vat. Royers, baie dankie dat u en die familie my hier verwelkom het op die plaas. Maritza, Andres, Danisela, almal die span, ek het gevoel, ek het rus gekom kry hier en is awesome, die tyd wat ek hier is. So, ek geniet my tyd met julle. En ja, kom ons hoor wat die Here met ons vandag wil share. Ek is net van hier aan die kant, die rivier af, Boskamp, Toplyn, die gedeeltes. En 'n tyd gelede het die Here met my gepraat as 'n kind. Hy het my by stadium Jeremiah chapter 1 verse 5 gegee. I called you before you were conceived, I named you when you were in your mother's womb, and I ordained you as a prophet for nations. Jy weet, baie keer verwag ons dat ons fisiese omgewing verander moet word, voordat ons in dat, in gedagte, in wandel verander kan word, maar wanneer die Here sy woord tot ons spreek, dan bring dit verandering. Dink in Romans chapter 12 verse 2, wat sê, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Die waarheid, ons het hierdie week baie gepraat van, jy gaan die waarheid ken en die waarheid gaan jou vrymaak. Dit is waar ons salvation lê. Here Jesus Christus wat die weg, die waarheid en die lewe is. Ek het baie dinge geverlang, ek het baie dinge gebegeer. Jy wil hierdie ding hê, jy wil daai ding hê, jy wens jy kon uit 'n ryk huis uitkom en allerlei klasgoedjies. En al wat ek nodig gehad het, was nie ryker ouers nie. Was nie 'n steenhuis met sementvloere of tylvloere of hardwood floors of wat ook al nie. In hy huis, riedhuis met kleimure en misvloere, het die Here my verander deur hierdie woord. Ek het besef dat ek is hier vir 'n rede. En dit was genoeg vir my. Dit was die woord wat my gedra het en wat my nog steeds vandag dra. Ek onthou ek kon eendag, ons het die tafel en stoele gehad waar rondom jy kon sit as jy aandete het. Ons het sommer partykeer in die skerm gesit rondom 'n vuur. Ek love die campfire wat ons gisterand daar gehad het. So dit is bring back memories. En daar sit ons rondom die vuur en ons hoor na stories wat my pa of my ma of wie ook al vertel. My pa was altyd die storyteller. Ek het groot geraak aanvanklik met my ouma en my ouma het altyd ook stories gevertel. So dit was awesome geweest. Dit was die tydverdryf geweest in die aande. En daai aand begin die Here die bevrydingsproses en ek kon van my ma en my pa sê, as ek weer kon kies, dan sou ek julle kies as my ouers. Weet julle hoe bevrydend was dit geweest? Ek kon shackles sien en voel loskom. Ek kon gewig voel van my skouers afgaan. En van daar af kon ek bryf begin loop. Want God het 'n doel met my lewe. Ek het nie verstaan wat Jeremiah chapter 1 verse 5 beteken nie. Al wat ek verstaan het is, die Here het my geken, hy het my geroep, hy het my geanoint, daar is 'n doel vir my lewe. Wat hy doel ook al is, daar is 'n doel vir my lewe, is genoeg vir my vir daai seisoen gewees om te weet. En nou ek was op 'n stadium gewees waar ek my naam even gedeny het. Ek het 4 name actually. Ruben Vuyani Tabang, seun, of ander mense sê sommer seentjie, Ramolifi. Ruben en seentjie natuurlik dieselfde, Vuyani Tabang natuurlik dieselfde. Die groot ding wat die vyand altyd kom doen in ons lewens, die Bybel sê in John chapter 10 verse 10, dat die vyand het gekom om te steel, hy het gekom om dood te maak en hy het gekom om te vernietig. Maar Here Jesus Christus het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. En wat die vyand doen deur 'n event wat in jou lewe gebeur, alles is geared daartoe om jou van jou identiteit te beroof. As jy weet wie jy is,
dan weet jy, hoekom is jy? As jy weet wie sin jy is, dan weet jy wie jy is. Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fishes of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Replenish the earth and subdue it. And have dominion over the fishes of the sea and over the fowls of the air and over every living thing that moveth upon the earth. U sien Vader God se oorspronklike idee. U sien waar het alles begin en hoe alles in plek gesit is reg van die begin af. Maar nou leer die Bybel ons dat die duiwel het gekom, hy het vir Eva gekom versoek en gekom bedrieg en die val van die mens het ultimately gekom. Romans 3:23 says, we all have sinned and fall short of the glory of God. But John 3:16 bring hierdie goeie nuus en hy sê, but for God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Colossians 1:27, this is the mystery that has been hidden from us since the beginning. Christ in us is the hope of glory. Ons soek so na verskillende glories. Ek wil nie eers meer mention dinge soos die Olympics en al hierdie performances nie. Ek wil dit nie eers meer noem nie, want dit begin 'n woord die goed wat mense dink maak jou en gee waarde aan jou. Maar dit is nie. Ek is nie sonder Here Jesus Christus nie. Al hierdie ander goeders is niks. Ek kan nie dink, wat ek onthou, die Here maak laat ek 2004 en 2008 Olympics toe gaan. 2012 qualify ek 5 keer. Ek word nie gekies om te gaan nie. Normally sou ek devastated gewees het. Maar ek was nie, ek het vrede gehad. En ek besef die ding wat ek lankal gesoek het in al hierdie performances. En die waarheid is, ek het glorie gesoek in performances, ek het glorie gesoek in geld, ek het glorie gesoek in fame, ek het dit gesoek. Ek het aanvaarding en liefde in al hierdie goeders gesoek. Ek het waarde gesoek in dit alles. Dit het nodig geraak vir die Here om hierdie goed van my af te strip, om my op die straat te laat bly, om te besef that in Christ Jesus I have everything. He is the hope of glory. Baie keer is al hierdie goeders 'n distreksie. Jy fokus so op die een ding, want nou die Bybel vertel ons dat die vlees word nooit versadig nie. Dit word nooit bevredig nie. Jy gaan vandag sê, okay, as ek 10.000 rand 'n maand by, dan is ek seker, ek sal happy wees, ek sal dit kan doen, ek sal dit kan doen, ek sal 'n gemaklike lewe hê. Die eerste maand mag dit miskien gebeur. In fact, die eerste maand wanneer daai notice inkom, dan voel jy disappointed. Hoekom was dit nie maar 100.000 rand nie? Is die waarheid. Dis die waarheid. Ek praat goed wat ek persoonlik ervaar het. En baie keer moet ek my tot orde roep en sê, maar jy het gesê 10.000 rand. En so kan 100.000 rand 1 miljoen rand word, en jy gaan sê, maar hoekom was dit nie 'n biljoen rand nie? Jy gaan nooit ooit satisfaction vind in die vlees nie. En ek glo dit is hoekom Vader God ons wil terugbring na die oorsprong toe. In atletiek praat ons altyd van 'n basis, en dit is die tema van hierdie gesprek is dat fondasie. Ons sê altyd in atletiek dat as jy 'n goeie basis het, dan kan jy hoog bou. As jy 'n goeie basis het,
dan kan jy consistent wees. En dit is wat ons soek, en die enigste consistency wat ons kan hê, die enigste way wat ons kan bou, is wanneer ons bou op Here Jesus Christus. Hy is die ewige fondasie. Nou die Bybel vertel ons van, hy sê dat 'n wyse man bou sy huis op 'n rots, right? Die dwaase op sand. Winde kom en hy is by hom. Hier is die amazing ding. Die huis is gebou, die huis staan, die dak is op, mense bly daarin. En dit lyk alles goed en wel vir solank daar nie storms kom nie. Sometimes you just need the perfect storm om my huis te breek. En mense word deceived omdat dinge staan en mooi glamorous lyk. Like, wow, I have arrived. En wanneer dat gebeur, wanneer hy huis platval, nou is dit, God, waar was U? He was always there. As waar was jy? David in een van sy psalms sê, wanneer hy gekyk het na die wicked, die booses, is mens die booses, en hy gesien het hoe hulle voorspoedig is in alles wat hulle doen, die oorvloed wat hulle het, dit lyk asof daar geen toerekening is vir hulle verkeerde nie. Hy sê het amper sy siel verloor. Sy siel het amper skade gelei. Maar hier is die amazing part. Daai situasie het nie verander nie. Wat verander het, was sy persepsie. In sy persepsie het verander, omdat hy sy mind geredirected. Hy sê, but when I was in the sanctuary of the Lord, I realized, die Here hoef niks te verander in jou omstandighede nie. Jy moet verander jou denkwyse. Jy moet jou denkwyse verander. You know, Pieter, ons het genoem ook al hierdie week. Pieter vra die Here, tussen alle disciples, vra hy die Here, dat die Here moet roep, sodat hy kan uitkom op die storm. En nou, hulle was bang vir hierdie storm gewees, hulle was bang gewees, gedink die Here is as een of ander gees, en nou vra hy, as U my roep, as U die woord gee, gaan nou kom, wat het verander in die omstandighede? Niksie. Al wat verander het was, Here Jesus Christus het gesê, kom. En die oomblik toe hy sê, kom, het hy woord, Pieter gepropel, om uit die boot uit te klim. Kom, het gemaak dat Pieter op die water loop. En hier skop die vlees in. En die vlees maak dat Pieter sy oog van Here Jesus Christus afhaal. En wat het gebeur? Hy sink. Jy is depressief, jy sink, nie omdat God sy krag verloor het nie. Jy is depressief, jy sink en jy voel soos 'n loser, omdat jy jou oog van Here Jesus Christus af geremove het. That's the reason. He's always there. Ek onthou ons kamp in Germany. Maar voor die vlieg ek uit Suid-Afrika uit en ek pak heavy. En al my sake verdwyn, van ek het soveel connecting flights gehad, ek moes eers Greece toe vlieg, daar 'n wedloop hardloop, en dan sou ek die res van die span in Germany gaan join. My sake tussen die connections raak weg, het is spoorloos. Ons bel alle airports, niemand weet waar my sake is nie. Al wat ek het is my hand luggage. Nou ek hou van elke dag change. En so, hierdie was 'n ding wat my gestretch het. Nou moet ek elke dag dieselfde goed aan hê. Sekere ouens het begin grappe met my gemaak oor dit en gesê, ja, jy lyk soos 'n vlieg, you know, elke dag dieselfde klere. Dit het gereën, to top it off, reën het elke liewe dag. Is koud, is miserable. Mense begin raak hakkerig met mekaar. As infights. Maar die amazing ding wat gebeur is, deur dit alles, preserve die Here 'n smile op my gesig. Sonder dat ek dit agterkom. Elke dag smile ek,
En ek is happy sonder dat ek dit agterkom. Ek is te gefokus op hierdie storm wat aangaan in my lewe. En die Here skrik my eendag wakker terwyl ons in 'n tram is en een van die coaches sê vir my, Ruben, weet jy wat? Jy is die enigste persoon wat 'n mens uitsien om te sien elke dag. Van elke dag sit jy met 'n smile op jou gesig. En ek dink, hoe is dit moontlik? Dit wat ek hier binne ervaar, spreek different van wat hy nou getuig. Ek kon nou ook bereik 'n punt, nou het ek hierdie testimony gehoor. En nou is dit like, skrik my wakker en ek sê, wow, ek het 'n responsibility om Here Jesus Christus te glorify, maak nie saak wat die situasie, wat die circumstances is nie. En ek onthou, eendag gebeur het, dat ek voel regtig so down in the dumps. En ek hardloop na my kamer toe, en ek dink ek gaan nie breek voor enige iemand nie. Niemand gaan my trane sien nie. My trane is preserved vir my Vader. Hardloopkamer toe, maak die deur agter my toe, my Bybel lê op my bed, my laptop sit op my bed, en ek dink, okay, kom ek speel net eers 'n bietjie gospel musiek, sodat ek kan, in die stemming kom om te bid, ek het nie woorde om te bid nie. Ek sit op my knieë, maar geen woord kom uit nie. En nou raak ek in die laptop, maar ek voel ook nie om musiek te luister nou nie, gospel musiek te luister nie. En ek maak my Bybel oop, Psalm 46 verse 10 and 11. Be still and know that I am God. I will be exalted amongst the nations. I will be exalted amongst the people. En net daar change alles. My hart oorvloei met blydskap. Ek los my Bybel net so en ek voel, hoorie, ek kan die wêreld aanvat. Ek maak die deur oop, ek hardloop uit, Vader, met wie moet ek preek, met wie moet ek die woord sê, met wie moet ek hierdie blydskap wat ek het deel. My klere het nog nie gekom nie, die reën het nog nie verander, is nog elke dag miserable. Here, het my hart gevul deur my fokus te draai, of my joy gevul en compleet gemaak deur my fokus te draai, om op hom te kyk. Die ding, Vader sê vir my toe ek met atletiek begin, een van die reëls, ons het nou die jaar gepraat oor laws, mense is so keen om vir jou te sê, jy is lawless, ek meen jy is wat noem ons sê, jy is weties, ja, mense is so keen om vir jou te sê, jy is weties, ek is weties, because if you have Lord Jesus Christ, you can't be other than being a law-abiding citizen or citizen of heaven. Jy moet die wet lief hê. Jy moet, nie om righteous te word nie, omdat jy righteous is. Right? Dit is hoekom ons wette nodig het, en dit is hoekom ons wette lief het. Van ons vereenselwig onsself met Here Jesus Christus, en hy het gesê, wat my Vader sê, dit sê ek. Wat my Vader doen, dit doen ek. Is dit die submission 100% onder die wet van Vader God nie. Ek het hier sê nie. Hy het al wat hy sê, as my sê. Ek move nie, as hy nie move nie. Ek doen nie, as hy nie doen nie. As hy nie losie, klink het nie soos losie. Die Here sê vir Israel, ek sit voor julle hierdie wette. Deuteronomy 28. Aan die een kant sê hy, as julle al hierdie goeders doen, gaan julle geseën wees. As julle nie hierdie goed doen nie, dan gaan julle vervloek wees. Dink jy daai goed apply nie vandag in ons lewens nie? Mense is so keen om te gebruik grace en wrongly so. Die lewe van Here Jesus Christus is daar vir ons om sonder effort te lewe in lyn met die lewe van Vader God. Ons moet meer as projekteer die lewe manifesteer waar ons kom. Die lewe van Here Jesus Christus wat lig is, reflekteer. Hy sê dan ons is die lig van hierdie wêreld. So hoekom reflekteer ons nie lig nie? Hoekom dryf ons nie die duister weg nie? Hoekom is ons deel van die duister? Daar's op 'n punt waar Paul die gelowiges aanpraat van Galatians en hy sê, ek het hierdie wickedness nie eens gesien tussen die heidene of tussen die sondaars nie.
vandag is kinders van die Here cheerleaders van wickedness. Ons set die standard van wickedness rather than to set the standard of righteousness and holiness. Ons moet terugkom na ons fondasie toe. Hier is die ding, die fondasie is solid, but be careful how you build on it. Right? Gaan jy bou met strooi? Dis Bybels, right? Bou jy met strooi, gaan dit verbrand word, van alles word getoets. Remember, ek het vroeër hierdie week vir julle gesê, alles gaan getoets word. Of dit nou die woord van God of die woord van mens is, alles gaan getoets word. Alles. And it's a beautiful thing. Van wanneer dit getoets word met vuur, dan gaan dit of verwoes word, of dit gaan gepurify word, as dit gebou is met goud of silwer. So is 'n beautiful ding vir ons, sodat ons siele gered kan word aan die einde van die dag. Sien God se commitment teenoor ons. Ek wens dat ons kan dieselfde commitment hê teenoor hom. As jy weet wie jy is, begin wandel jy met 'n different intensiteit. Heel ander intensiteit. Jy is doelbewus en doelgerig oor elke besluit wat jy maak in jou lewe. Elke ding moet saak maak. Jy gaan nie waar jy, net omdat jy hoor, hoe daar's 'n vibe, nou gaan ek. O, daar's lekker, nou gaan ek. Jy gaan nie, jy deny jouself dinge. Hoekom? Want Here Jesus Christus wat jy gevind het, is alles vir jou. As jy jou hand in die ploeg gesit het, dan kan jy nie terugkyk nie. Dan sê Here Jesus Christus, as jy nie werd om my te volg nie. En jy is bewus daarvan. Elisha moes hy keuse gemaak het om te sê, hoorie, ek sacrifice hierdie oxen en al die krassoetjies en ek volg Here Jesus Christus. Ons het 'n keuse vandag om te sê, ons return to die origin en ons bou met Here Jesus Christus. As hy nie bou nie, te vergeefs bou die bouer. Dis die amazing ding, wanneer ons met hom bou, dan instruct hy ons. En hy gee vir ons advies oor wat is die beste materiaal om te bou op die solid foundation. So, voordat jy begin bou, vra jy die Here, waar begin bou ek, hoe begin bou ek, met wat begin bou ek? Elke ding in jou lewe. Commit your ways to the Lord. Dis nie jou lewe meer daai nie. Ek was op 'n punt waar ek myself baie jammer gekry het. En die Here sê vir my, you have the life of Christ. Hy het nie gekom en in my pity party gekom join en gesê, ag toe maar, dit sal regkom. Nee, you have the life of Christ. So wat sê hy vir my? Skrik wakker. Romans chapter 8 sê, those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. In dieselfde Romans chapter 8 sê, dat creation awaits with earnest expectation the revelation, the sons of God. It's time for us to wake up. Dit is wie jy eerste is. Jy's eerste 'n seun van Vader God. Corinthians 5:17. When anyone is born to Christ, he is a new creature. Behold, all have become new. All things have passed away. Behold, all have become new. Ons ways moet different wees. Ons way of thinking moet different wees. Ons kan nie meer dieselfde wees nie.
Baie mense jag die gawes na en hulle vergeet om seuns van die Here te wees. That's the most important part. Jy kan nie vir mense gee wat jy nie het nie. Ek dink nou die dag terwyl ek bid aan Moses. Hier sit hy met ek weet nie hoeveel Israeliete nie, wat hy lei in hierdie wildernis, wat so wederstrewig is, ons dink, ons het dit moeilik. Ek kan nie eers imagine hoe dit was vir 'n Moses nie. En nog steeds is hierdie die man, wat in die dispensasie uitroep en sê, Here, wys my u glorie. Die man wat vir 40 dae en 40 nagte tyd in die teenwoordigheid en die sanctuary van die Here bestee, en hy het nog steeds 'n dieper begeerte na die Here. Ons mis baie uit, omdat ons double-minded is. Ek het vroeër gesê, die Bybel sê, double-minded man is double-minded in all his ways. Vroeër het ons ook in Timothy gelees, in die week, waar die Bybel sê dat godliness with contentment is great gain. Onthou ons dit nou. Godliness with contentment is great. Hou op soek na die dinge van die wêreld. Soek Here Jesus Christus. Soek hom terwyl hy te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Exercise yourself. Weer ook wat ons gelees. Exercise yourself to godliness. Because physical exercises will profit you a little, but exercise to godliness is profitable now and in the time to come. Dis 'n amazing ding. As 'n mens kyk na, ek wat byvoorbeeld 'n atleet is en wat oefen, as ek kyk wat het daai toewyding geproduce, dan wil ek dink, wanneer ek begin wandel, at least met dieselfde intensiteit as wat ek atletiek gedoen het, of wat ek atletiek doen, met die Here Jesus Christus, wat die uitkoms dan gaan wees nie. It's amazing. Imagine wat gaan gebeur. Imagine jy staan elke oggend op. En byvoorbeeld, ek het 45 minute gegaan draf, partykeer 40 minute in die oggend. Imagine jy staan elke oggend op, spandeer 45 minute, 40 minute met die Here. Imagine jy doen dit. Ek het op 'n stadium 3 sessies 'n dag gedoen. Imagine, die tyd wat ek spandeer in physical exercise, draai ek om en ek sê, hier is my program. Ek gaan 3 keer 'n dag met die Here tyd spandeer. Tyd om te luister, tyd om te spandeer in sy woord, net om fellowship met hom te hê. Imagine, ek begin doen dit. Hoekom is ons bang om dit te doen? Hoekom is ons bang om daai commitment te maak? Hoekom? Jou grootste obstakel is niemand anders as jouself nie. Niemand nie. Ons kan dit doen. Ons kan dit doen. Alright, hier's 'n challenge. Hoekom nie net 1 keer 'n dag tyd te spandeer met die Here nie? 10 minute, 5 minute, doesn't matter. Hoekom nie net 1 keer 'n dag tyd te spandeer? Hoekom wag vir Sondag? Remember, ons het gepraat van, dis die fondasie wat die Here hiermee wil deel. Maar om terug te kom daarna toe, is daar 'n plan. En hy plan, hy weg as Here Jesus Christus. Maar ons moet onsself commit tot hom. Vader God gaan nie vir ons forsie. Alles is daar. Maar as jy nie begin eet van die lewende brood nie, dis dit jou storie as jy malnourished is. As jou storie is niemand se storie nie. Niemand kan geblame word omdat jy nie committed is nie. Die Here wil 'n relationship met elkeen van ons hê. Met elkeen van ons, nie deur my nie deur hom rooi is nie. Hy wil met elkeen 'n relationship hê. Hy wil hê elkeen moet hom hoor vir homself. Hy wil dit hê.
En ons werk is om julle na hom toe te point. En te sê, hy is die oorsprong. Hy is die oorsprong van jou lewe. Niemand of niks sou op hierdie aarde gewees het, as dit nie was van Here Jesus Christus. En nie amazing ding is, ons het dit opgemors, maar hy kom weer en hy sê, now I'm gonna pay the price for you all. Ek kom restore julle weer terug. Daai glorie wat julle verloor het, kom restore ook weer. Die Bybel sê, as ons sons is, dan is ons heirs of God. Romans chapter 8. Now heirs, co-heirs with Lord Jesus Christ. Is dit nie 'n amazing status om te hê nie? Dit is eintlik 'n status wat jy beyond hierdie leeftyd kan saamvat, maar die Bybel sê ons moet ons mindsets op dinge daarbo en nie dinge hier op die aarde nie. Die oomblik as jy hy switch begin maak, dan change jou wêreld. Iemand vertel een keer 'n storie van 'n arend wat tussen die hoenders groot geraak het. En hoe hy ook soos die hoenders dit wat op die grond is gepik het en gekrap het en gesoek het, totdat hy ultimately eendag gesien het, daar is wesens soos hy of soos dit wat deur die lug vlieg. En besef het maar, hoorie maar ek is veronderstel om daar te wees. En toe hy eventually begin vlieg, dan het sy perspektief verander. Jy beperk jou perspektief en jou persepsie omdat jy geset is op die verganklike dinge. Wat groot lyk, dit wat die duiwel gekom offer het vir Eva, het groot gelyk in daai oomblik in. Maar dit is niks in vergelyking wat Vader God hulle geoffer het nie. En Here Jesus kom en hy kom bied weer vir jou dit aan en hy sê, hierdie is wat ek vir jou gee. Jy kan nou lewe en lewe in oorvloed hê. Jy kan nou lewe van 'n plek van oorwinning af, eerder as 'n plek van defeat af. Sê die Bybel nie vir ons dat we are more than conquerors in Lord Jesus Christ. We can do all things through Christ who strengthens us. Maar ons soek nog steeds om gecertified te word deur die wêreld. Ek moet nou eers hierdie en die achieve, en hierdie institusie moet nou eers dit en dit en dit sê, nou is ek confidence om te wandel. Nou het ek 'n beter sien oor myself, of 'n siening oor myself. It can change. Nou, hierdie oomblik kan jou wêreld verander. Hierdie oomblik kan die koers van jou lewe verander. Dan sit jy nog steeds in hy selfde stoel, selfde omgewing, maar die omgewing van jou mind het verander. Die Bybel sê, as a man think, so he is. Die is alles los, wat Vader God daar gestel het. As jy nou meer lief vir die law. Alright? As law is wat het work is. As a man think, so he is. Jy kan nie supersede jou gedagtes nie. Die way hoe jy praat, die way hoe jy wandel, dit kom van daar af. Die Bybel gaan verder en hy sê, out of the fullness of a man's heart, the mouth overflow. Julle sien waarna ons moet gaan, na die root van alles, en nie symptomaties dinge probeer regmaak nie. Ons moet teruggaan na ons fondasie toe, en begin herbou, slaan al hierdie mure af in tradisies en false religion, en begin rebuild your life. Submit to Lord Jesus Christ, laat hy u help om u lewe te herbou. Mag die Here u seën, en het was wonderlik om met u tyd te spandeer. Vrede in die naam van Jesus Christus vir almal. Amen. Julle weet binnekort hardloop ek en hy hoeveel? 10.000, ja. 10.000. Hy was 2 keer in die Olympiese Spele. Ek was in Hoërskool Martin Oosthuis in Kakamas in die blou span.
So, baie dankie, gee hom weer 'n lekker ander klap. Ek wil, julle moet 7 minute. Dankie. Dis nogal wat ek vanoggend gesê het, net sommer oor die tyd. Jy moet net jou mind change. Dan verander dit al. Jy moet net jou mind change. Ons weet dit moet harte ook change, maar baie keer is 'n ou se hart gechange, maar jou mind is gechange. Jy moet jou mind change. Nou lag maar Ritsa, sien ek smaal sy vir my, en dink ek praat van haar op die tyd. O, jy nie so gedink nie. Ja, maar ek dink ek sluit jou ook aan. Maar in elk geval, en ek sluit maar al die vrouens in. En Saar, kom jy ook altyd laat by plekke? In die jare 'n bietjie anders. Esna, kom jy laat? Ok, sy sê so. Zanika, kom laat. Ok, Ansurik sê ek sommer kom laat. Waar is sy? Ok, ek gaan 7 minute voor ons afsluit. Hierdie is 'n baie belangrike manifestasie wat ek moet doen. Ek wil dit nou al 'n tydjie doen, en ek sit daar agter en ek sê, Here, mag gee my eers kans om voor te berei weer vir dit, want my datums en my getalle ken ek, en ek sal like om op die skreen iets te gooi, en dit kom net op, en nou sê die Here te sê nie, maar dringendheid in my het opgekom, doen dit nou. Nou, ons gaan dit 'n paar keer doen. Koisan, waar is jy, pastoor Koi, kom hier so. Ek en hy dit bespreek, ons het lank daaroor gepraat, ons daaroor gebid, ek en hy, julle besef nie, hierdie man het eendag vir my iets kom sê, en ek het geweet, dis die Heilige Gees wat praat. Ons het sit te bedien in Beaconsfield, ek het in die lorry gesit, en hulle het onder die pap, en dan bid is vir mense, en toe so ry, toe kom hy persoonlik na my toe, en hy sê, Oom Royes, kan ek my bediening eers in jou voetspore loop, waar jy geloop het in Beaconsfield? En ek het nooit aan hom gedink vir Beaconsfield, vir 'n tydjie nie. Toe sê ek, yes, jy kan. Nou die weer by plek vir hy, kan hy hier ook. So, ek is bereid as iemand. Ek weet die magte van Satan wil leiers kelder. En daarom vra ek tog julle Christene, om nie ook te sê, Royes bou nou op hom, kom ons kyk wanneer val hy. Ek wil sê, as jy dit doen, jy so van Lucifer. Jy so van Lucifer. Jy moet ook saam met hom praat in die oggend, en vra wat sy uitsprake jy nog moet doen. Dis nie net hy nie, maar ek het al baie leiers verloor, want as hulle sekere top, vra vir my vriende, hoe sukkel hulle om daar te kom, maar hulle gaan daar kom. Nee, hier is nou geen, ek kyk nou toevallig na die groep toe. Ek sal nou weer na die groep kyk, verstaan? Ek is nou eers met julle besig. Ok, maar hoor gou, maar ek gaan iets doen vandag wat, as dit uitsaai, Suid-Afrika gaan ruk. Maar ons gaan nooit kan iets doen, wat Suid-Afrika tevrede gaan stel in die wêreld nie. So ek gaan my God tevrede stel. Ruben, ek wil hê in hierdie een moet jy ook vir my hier kom staan. Langsom. Mevrou van Rensburg, kom staan vir my daar. Ja, jy. En dan wil ek hê, Jessie, kom staan vir my. En die naam het nou net opgekom, Frans. So ja, hy moet hier kom staan. Vir my asseblief. Hierdie manifestasie wat ek nou doen, gaan ons nog 'n keer doen. Ek wil sommer nou sê, my nommer is op die skerm as jy my wil uitnooi. Ek en die man in Khoisan gewaad. Nou wat is Khoisan gewaad? In die klere, tradisionele klere wat hulle dra. Hy gaan nou net 'n skipens, het is gesê, gaan ek vir hom aantrek, want ons is nou Christene, ons kan nou nie laat hy hier in Joburg se kerke afklim, so met kaalboude nie, verstaan? So ons gaan hom so 'n bietjie opdres, maar hy gaan sy pyl en boog hê alles. Ek weet nog nie my imitsie, maar ek dink ek gaan 'n krokodilband hier, ek weet nog nie. Maar dit gaan iets wees van die kooi en die, dit klink nou na Robbie Wessel se liedjie, die kooi en die boer, of wat ook al, ons weet nog nie. Ons is nog besig. Yes, struis.
Maar okay, ek dink ons kan hom, ek sal net vir Robbie 'n bietjie vra. Maar in elk geval, ons wil rondry. Nou, ons het agtergekom, jy moet attraction maak partykeer. Jy moet iets doen dat mense kom luister. So ek dink as ek en hy op 'n plakkaat staan, hy en sy pyl en boog, en ek miskien met my 303 of wat ook al, ek weet nie of dit daar sal wees nie, sal mense kom. Ons idee is om rasisme pak te gee. Dit is ons hoofidee, maar daarna mense na God toe te lei. Maar wat ek wil vanoggend doen, en wat ek glo die Heilige Gees nou vir my gesê het, ons staan in die Noord-Kaap, ons noem onsself die Groen Kalahari, soos is die punt van die Kalahari. Ons gaan hierdie nog op 'n duin gaan doen, wat ek nou gaan doen, alles. My jaartalle kan nou verkeerd wees, en ek sien die mense stry ook oor die jaartalle. Maar tot en met 19, ek dink 27, ek sê weer, my jaartalle kan verkeerd wees, ek sal in die toekoms meer met ander jaartalle kom. 1927 in Suid-Afrika en 1932 in Namibië. Tot dan was daar permitte op Appington, 90 km van ons af, uitgereik. Dat jy kan 1 gensbok, 3 springbokke, die 1 permit wat onder my aandag was, ek het hom, die foto, was daardie jaar 400 Bushman women. Khoi vrouens wat geskiet kan word vir daardie jaar. Hoor gou mense, ek voel ons moet dit adresseer. Daar's mense wat vir my sê, jy wil nou weer rasisme opwek. Jy wil nou weer moeilikheid maak. Nee. Ek wil, as dit nog in jou mind rasisme is, wil ek moeilikheid in jou kop maak, ja. Ek wil dit afbreek in Jesus naam. Gaan ek die wit geslag net skuld gee? Nee. Die ou wat nou loop en nie gebore is in daai tyd en dit nie gedoen het mos nou niks met dit te doen. So hoor my nou mooi. Maar dis nie waar het stop nie. Dis hoekom ek vir Frans en vir hom daar. En vaar, daar's vandag weer rasisme, dat sy nie 'n job kan gaan kry nie. Vanoggend kyk ek in die rapport, 'n wit springbok, en ons gaan 'n bietjie nou by die kleer praat, wat sy medalje moet verkoop, want hy is nou te oud, en hy kan nie werk kry nie, hy is wit. Ek wil tog ook net sê, hou op in 'n hoekie sit, en soos hy vanoggend sê, change jou omstandighede, en hou op klaar, en vat die government se omstandighede op jou. My God sal voorsien, as jy jou omstandighede wil change. Maar, so wat ek wil praat, hier sal baie op verhoog gestaan, ek self het al gesê, ek is nou keelvol. Om op 'n verhoog te staan en elke keer vra die rasse mekaar om verskoning. Dit is nie wat vir my die gewone rasisme is nie. Miskien het iemand dit al verbreek. Ek het tot 'n prentjie gesien, en ek sal weer 'n volledige ding daaroor gee, waar mense uit Suid-Afrika gevat is ander rasse, en dan in België, ek dink is België, ek sal my opskerp met alles, in hokke gesit is, en dan is hulle gekyk en 'n bespotting van gemaak. Nou ek is 'n African, ek is 'n Afrikaner. Ek weet nie as ek 'n Afrikaner, is dit ons spreekwoord nie, maar my Afrikaner sluit in swart, wit, bruin Indiër. Ek is in Afrika gebore, en ek kom uit Afrika uit. En daarom sal ek vir die Zulu opstaan, vir die Xhosa opstaan, vir die bruinman opstaan, ek sal vir die Khoi opstaan, ek sal vir Tswana opstaan, en ek sal vir die wit mens opstaan. Dan kyk my Facebook deur. As 'n wit mens te nagekom word, staan ek op. En dit is vir my bitterlik snaaks, en al die swartes en bruines wat luister, moet luister. Wat kyk? Wanneer ek vir my wit mense opstaan, dan sê hulle, ek doen nou rasisme. Strooi man, ek mag vir my wit mense opstaan, of vir my rooi mense. Maar ek mag ook opstaan vir hom, en ek mag opstaan vir hom. En ek het nou die dag gesê, ek het 'n probleem met kleerlingmense, en swart mense wat sê hulle is Christene, en hulle staan nie op vir die wit mense se situasie nou nie. Ek het 'n probleem met jou. As jy nog ry voor 1994, jou omstandighede is nou anderster, julle
daar was wit mense wat vir julle geveg het. En daarom moet julle vir ons ook veg. Nie in die vlees nie. Ek wil nie preek vandag hieroor, ek wil net vanoggend om afbreek in Jesus naam. En ek gaan hom om verskoning vra as 'n gebaar wat ons gedoen het. Sê ek wat dit gedoen het nie. En ek vra asseblief elke kooi mens wat in die vlees gaan en sê, ja, julle het ons doodgemaak, kom by. En raak groot, jy was nie eers daai tyd gelewe nie. So, kom reg. Maar dit wat gebeur met die kooi mense, ek glo ons naby Appington moet vergifnis kry voor God. En dan sê God, bely mekaar julle misdade. So ek wil net 'n gebed vanoggend doen. Vader, ek kom vanoggend in die naam Jesus Christus en ek vra oor my voorgeslag om verskoning. Ek weet nie eers wie hulle was nie en wat hulle alles gedoen het nie. Ek vra vergifnis omdat hulle die kooi mense daartyd genoem Bushman people doodgemaak het. Here, dis na u beeld is hulle ook geskape. En ons het nie die reg om hand aan hulle te geslaan het nie. So ek vra u om verskoning in Jesus naam. Amen. En nou vra ek net as 'n simbool vir jou om verskoning in Jesus naam. Hierdie beteken nie, jy moet nou beginne toi en goed oor hierdie gemorsie. Jy moet dit aflê. Ons gaan beweeg. Ons kan nie his presence sê as die bloed nog uitroep nie. Van die kooi hierdie. Ons kan nie his presence sê as die aborsie uitroep nie. Maar vandag wil ek nou ook gaan na die wit mense toe. En ek wil hulle ook om verskoning vra vandag, wat hierdie huidige kommunistiese, sosialistiese regering aan hulle doen. En ook die DA, die liberales aan hulle doen. En ek wil die wit mense van Suid-Afrika, want dit is mos 'n oortreding as ons dit doen. As jy sien dit is 'n oortreding, loop speel op 'n ander plek. Jy het nie die reg om enige mens wat in Afrika gebore is en in Suid-Afrika gebore is, dat hy nie mag werk kry nie, omdat 'n ander mens moet die werk bo hom kry oor ras nie. Oor skills enige tyd, maar nie oor ras nie. En daarom kom verbreek ek vanoggend ook dit wat hierdie government op ons as wit mense doen. En ek sê vir die wit mense ook, hou op met jou sitkamer praatjies en begin 'n lewe spreek. In Jesus naam. Hou op sê, my kind sal mos nie werk kry nie. Nee, jou kind sal werk kry as jy in Christus bly en jy spreek dit in Jesus naam. Hou op bid vir jou kind vir hin werkie. En begin bid vir jou kind vir die werk wat God hom bestempel het voor die grondlegging van die wêreld. So, ek kom en ek vra die wit mense om verskoning vir wat hulle aan ons gedoen het in Jesus naam. In Jesus naam. En nou kom ek sommer, al die rasse is hier verteenwoordig, en ons vra alle rasse in Suid-Afrika om verskoning, oor ons uitsprake in sitkamers. Die H-woord, die K-woord en die boer. As jy sê jy's 'n boer, jy boer. Ek sê altyd op my Facebook, swart, wit, bruin, Indiër boere, ek is vir julle. Maar as jy sê jou boer, kyk die mense is mos deesdae die term, ek weet nie hoe hulle in 'n hof daai term is uitwerk. Stop rasisme na alle kante toe. In Jesus naam. Weet julle wat? Ek wil nou vir Christus 'n voorbeeld gebruik. Kom ons begin. Hy het humor. Hy kan grappe maak met alle colors. En almal lag oor. Kom ons kry ook humor en hou op met lang gesigte loop. Ek praat nie loop 'n spot nie. Hoor jy my woord? Nie spot met iemand met 'n ander kleur nie. Jy is nie beter nie. Toe Ruben vanoggend getuig. Ek kan nie eers heel relate nie, maar ek het ook die krag gehad, ek het 'n buite toilet gehad, maar ek het 'n steenhuis gehad, ek is bietjie beter as jy. Jy het 'n riethuis gehad met modder, ek het 'n bietjie steenhuis gehad. Verstaan jy? Maar hoor gou mooi. En snaaks, ek het nooit warm gekry nie. Ons het 'n weier gehad en niks warm gekry. Ek weet nie hoe kry jy nou warm nie, maar okay, dit daar gelaat. So ek wil vir jou sê, dit moet jy eendag kom praat. Daai moet jy by mense aan. Jou omstandighede om in 'n riethuis te gebly het. Maar jy het in die Olimpiese spele beland.
Prys die Here. Wat se omstandigheid het jy? Waar bly jou pa en ma hulle? Ek sluit af met hierdie, ek sê dit nog altyd en ek het dit op my raadvergaderings gesê. Ons like om in 'n sitkamer te sit as ons lekker bederf is met klomp karre en klomp kos. My kind is 'n matriek en hy doen dan goed. En dan is daar 'n ander kleurige kom staan wat goed gedoen het in matriek, wat baie keer in 'n shanty, terwyl dit drip en koud is, en dit drip en sy matriekeksamen skryf by 'n lamplig. Julle moet hierdie goed hoor, ek sit my in daai mense se posisie. Ek het gaan staan en kyk as hulle die toilet emmers uitdra. Ek het my in 'n posisie gaan sit. Want as jy te grind groot geraak het, niks fout nie, jy mag grind groot raak. Niks fout daarmee nie. Maar dan moet jy nie neerkyk op ander mense nie. So ek wil net vandag sê, is daar swartes wat ons irriteer? Menigte! Plaasmoorde, goed. As ek hom vang by 'n plaasmoord, sny ek persoonlik sy keel af. In Jesus naam. Ek sê dit. Maar gaan ek sy keel afsny omdat hy swart is? Nee, vang ek die wit een daar, dan doen ek dieselfde. Hulle irriteer my. Maar hoor gou mooi, dis nie swart nie. Die wit mense irriteer haar 'n klomp my. Yes! Klomp wit mense wat van die pad af is. Klomp Tswanas wat van die pad af is. Maar van elke ras is daar 'n groep wat op die pad is. En kom ons gather saam en kom ons wees vriendelik met mekaar. En kom ons gee om vir mekaar. In Jesus naam. Mag dit vir jou iets beteken. En jy wat nog sit voor die TV sit aangaan. My nommer is op die skerm, bel. Hou op jou kinders en jou vrou te kere gaan. Bel en nou gesels ons lekker daaroor. Asseblief. Want partykeer kort hier net iets hierso wat nie oopgaan nie. Jy's nog op 'n swart en wit TV. Jy moet miskien by die moderne, het ons al kleur TV's. Ons sluit af met dit. Vertel vir ons. Hou hom daar, vertel. Okay, eendag was 3 manne by die barbershop. 'n Kalle tou, 'n wit tou en 'n swart tou. Nou die wit ou gaan eers, hy sê, "Barber, please skeer my 'n TV." Kan jy sien hy haar wat is so boos dik en die onder is plat afgeskeer. En die barber sê, "Okay, sit," en hy skeer hom TV. Hy sê, R10 gaat jy. En dan kom hy swart ou, "Please, barber, you can cut me also a TV haircut." Hy sê, "My TV haircut." Hy sê, "R10 gaat jy." Toe kom hy kalle ou, "Please, barber, skeer ook asseblief ook 'n TV haircut soos daai man, is so mooi." Hy sê, TV haircut. Hy sê, R20 gaat jy. Hy kyk die barber en vra die barber, "Barber, hoekom R20?" Hy sê, "Hy's 'n wit en swart TV en jy's 'n kalle TV." Okay, die Here seën. Okay.